Welkom by hierdie blog. Alles in ons lewe het 'n waarde aangekoppel. As jy vandag by 'n winkel inloop, dan is daar gewoonlik as jy iets wil gaan koop 'n stiker op met 'n R en 'n klomp syfertjies aan die agterkant. Dit is die waarde wat jy betaal vir dit. Nou sommige goed het meer waarde as ander. So as jy nou vandag by die kafee instap en 'n Coke gaan koop, dan gaan 'n Coke op miskien ook onder R10 kos. Maar die selfoon in jou sak kos meer as R1000. En as jy 'n iPhone in jou sak het, dan gaan hy waarskynlik hierso by R10,000 wees. Nou as ek nou vir jou vra vandag, wat is jou waarde? Wat is die waarde wat jy aan jouself koppel en wat is die waarde wat jy dalk aan die mense rondom jou koppel? Nou gaan jy vir my sê, maar dis dalk bietjie weird, hoe koppel jy waarde dan? Maar as jy mooi daaroor gaan dink, dan koppel ons aan onsself en aan ander mense 'n spesifieke waarde. Dis dalk nie 'n randwaarde nie, maar aan ons koppe is daar sommige mense wat vir ons belangriker is en ander mense wat nie so belangrik is nie. En miskien in ons eie lewe ook. Miskien partykeer voel ons goed oor onsself en ander kere voel ons nie so goed oor onsself. Die realiteit is almal van ons leef volgens 'n klomp expectations wat op ons lewe geplaas is. 'n Klomp mense in die wêreld het vir ons expectations gesit waarop ons moet volgens leef, maar meeste van die tyd kom ons nie by daai expectations uit. Of miskien is jy een van daai ouens wat dink, ek gaan verby die expectations. Baie keer in ons lewe is hierdie waarde wat ons aan onsself koppel, is eintlik, dit gaan oor die mense, en die goeders wat mense van ons dink. Hoeveel Facebook vriende het jy, hoeveel nice comments kry jy op 'n dag, of aan die ander kant, hoeveel mense haal jou uit. En dis waar volgens jy jou waarde bepaal. Daar's hierdie teksgedeelte in Lukas 12, waar Jesus vir sy disippels vra, wat is hulle waarde? En dan op 'n stadium kom hy en sê, wat is die waarde van mossies? En nou, ek weet nie van jou nie, maar mossies het nie baie waarde in my lewe nie. Maar Jesus sê, selfs die mossies is vir hom belangrik. Soveel te meer is jy vir hom belangrik. Ek dink dit is tyd dat ons ophou om ons waarde aan mense en onsself te koppel aan dit wat mense van ons dink. En dit is belangriker om te dink, wat se waarde koppel Jesus aan ons lewens? Want elke dag beoordeel ons onsself, as ons onsself in die spieël kyk, beoordeel ons onsself volgens 'n klomp standaarde en expectations. En ons beoordeel ander mense volgens 'n klomp standaarde en expectations, maar dis glad nie Jesus se expectations van ons nie. Sy waarde lê op 'n ander vlak. Dis tyd dat ons na onsself en na mense moet kyk deur God se bril. Wat is jou waarde? As jy vandag hier sit en jy voel eintlik jy is nie goed genoeg nie, dan wil Jesus vir jou kom sê, hoorie, die mossies is vir my belangrik. Ek ken elke haar op jou kop. Jy is so belangrik en ek wil jou gebruik. Dis wat jy werd is. Nie wat ander mense van jou sê nie. Nie wat jy eers self van jouself dink nie. Nou as jy hierso sit en jy dink, ek is uitgesorteer en ek is eintlik so cool en excellent en so aan, dan is daar 'n teksgedeelte in Romeine 12 wat sê, moenie te veel van jouself dink nie. Wees nederig voor die Here, want as jy voor die Here staan, dan is jy eintlik niks nie. Ek dink dit is tyd dat ons 'n nuwe generasie mense moet word, wat ophou om mense en onsself te beoordeel volgens die wêreld se standaarde. En dat sommige mense beter is as ander mense. En selfs in ons eie lewe ook, dat as sommige mense dink ons is cool, dan is ons cool. Maar as ander mense ons uithaal, dan dink ons is niks werd nie. Want God se standaarde is anderste. Wat is jou waarde? Jesus het aan die kruis gesterf vir jou. Die duurste prys betaal. Jy kan nie 'n randwaarde daaraan koppel nie. Dis dalk tyd dat jy anderste na jouself en na die mense rondom jou kyk. Dit is dalk tyd dat jy die bril van Jesus opsit vir jouself en vir die mense rondom.